Goeiemôre almal. Ek hoop dat julle op hierdie Sondag die seën van die Here sal beleef en dat julle ook sy nabyheid sal voel. Voordat ons met die erediens begin, wil ek graag weer die uitnodiging rig as daar nood is, dat u asseblief met ons kontak maak, dat ons kan kyk hoe ons kan help. Bietjie later gaan ek ook 'n voorbereidingslysie uitstuur, as jy asseblief ook vir die mense op daardie lysie kan voorbereiding doen. Nou goed, dit gesê, kom ons berei voor vir hierdie erediens en ons raak rustig, ons buig ons hoofde voor die aangesig van die Here. Driemaal heilige God en Hemelvader, baie dankie dat ons vandag voor u bymekaar kan kom en kan weet dat u hoor. Dat ons kan weet dat u omgee. En daarom vra ons, o Here, mag u genade, u barmhartigheid en u vrede vandag werklik ons deel wees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons begin hierdie diens, hierdie uitsaaidiens met 'n lofsang, gesang 17, Majesteit. Kom ons sing dit hartlik saam. Vanmôre wil ek graag eers die woord van die Here bedien en daarna gaan ons na die wet en die belydenis gaan kyk. So kom ons maak ons Bybels oop by Hebreërs 4 vanaf vers 14 tot 16. Hebreërs 4 vanaf vers 14 tot 16. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Dit is die woord van die Here. En die tema van vanmôre se prediking is dat God se tydsberekening altyd volmaak is. Nou, dit is 'n gedagte met baie troos in en ons gaan dit later sien. Maar kom ons begin eers vanmôre deur die belangrike gedagtes van vers 14 tot 16 op 'n ry uit te pak. Nou Hebreërs 14 begin met twee belangrike woorde. Daar word verwys na die Here Jesus as ons hoëpriester, as die hoëpriester. Nou daar is 4 vrae wat ons moet vra. Die eerste vraag gaan spesifiek oor die woord hoë. Hoekom word die Here Jesus ons hoëpriester genoem? En die laaste 3 vrae gaan dan spesifiek oor die woord priester. As mens die woord priester hoor, dan moet jy vra, maar goed, voor wie staan die priester? En dan moet jy vra, terwille van wie staan die priester daar? En laastens moet jy dan gaan vra, wat offer hierdie priester? Want dit is wat 'n priester doen, hy offer. Goed, so in die eerste plek word die Here Jesus ons hoëpriester genoem. Hy word die hoëpriester genoem, want hy is die een wat hierdie taak die beste kan vervul. Voor die Here Jesus was daar priesters gewees, ja, en hulle het in tempels bedien. Maar op die beste is dit, soos wanneer iemand met 'n telefoonoproep iets namens jou probeer doen, of jou probeer help met 'n telefoonoproep. En ja, dit beteken baie, maar uiteindelik kan die Here Jesus dit soveel beter doen, want hy is nie in 'n tempel nie. Hy is in die hemel, hy is daar waar dit saak maak. En daarom kan hy hierdie werk die beste doen. En hy is in die hemel omdat hy homself tot daartoe opgewerk het. Hy het dit verdien om hemel toe te gaan. Hy het opgestyg
hemel toe, as mens dit as ware so kan stel. So die woord hoe is belangrik, omdat die Here Jesus dit die beste kan doen. Maar dan word die Here Jesus ook spesifiek ons priester genoem. Nou, priester is iemand wat tussen jou en iemand anders staan. Die woord priester word hier gebruik, want die Here Jesus staan tussen God en ons. En hy staan tussen God en ons terwille van ons. En hy offer homself namens ons. Hy is waarlik die ware hoëpriester. Nou, die Hebreërs 4 kom sê, hou vas aan hierdie belydenis, hou vas aan hierdie gedagtes. Dis kosbare en baie belangrike gedagtes. En dan gaan ons verder, Hebreërs 4 vers 14 tot 16, stel nog 'n punt aan die orde. Stel jy vanmôre voor dat jy 'n besigheidstransaksie met 'n Chinees moet beklink en dat jy 'n tolk ingekry het om vir jou te tolk, om jou saak namens jou aan die Chinese sakeman te stel. En in die proses wat jy met hierdie Chinese sakeman onderhandel, kom jy agter maar hierdie tolk is jou nie goedgesind nie. Want elke keer as jy 'n belangrike punt stel, dan skud die ander een sy kop as dit getolk word. En elke keer as jy 'n ernstige saak probeer opbring, dan lag hulle. So in die proses kom jy agter dat hierdie tolk nie jou belange op die hart dra nie. Dan moet jy vir jouself vra, maar goed, hoe kan jy hierdie saak wen, want alles is teen jou opgestel? Nou, ek en jy moet verstaan dat die Here Jesus nie so 'n tolk of hoëpriester is nie. Ja, hy staan tussen God en ons, en ja, hy is self ook God, maar hy het medelee met ons. Hy gee om. Hy weet waardeur ons gaan. Hy weet wat dit beteken om mens te wees. Hy is ten volle mens gewees, uitgesonder die sonde. Hy weet waardeur ons gaan, hy weet wat dit beteken om mens te wees, en hy het empatie en simpatie. En dis die tweede punt wat Hebreërs 4 vers 14 tot 16 vir ons kom beklemtoon. God gee om, ons middelaar, ons priester gee om. Jesus is die tipe verteenwoordiger wat jou belange op sy hart dra. Die derde punt wat Hebreërs 4 vers 14 tot 16 vir ons kom uitlig, is dan dat ons met vrymoedigheid na sy genade troon moet gaan. Nou, iemand het een keer gesê dat die Here Jesus baie meer gewillig na die kruis gegaan het as wat ons dikwels in gebed tot God se genade troon nader. En dit moenie so wees nie. Ons moet tog juis die wees wat klop en soek en vra. Want Matteus 7 sê, vir hom wat klop sal oopgemaak word, en vir hom wat soek hy sal vind, en vir hom wat vra, vir hom sal gegee word. Dis tog wie ons moet wees. En daarom moet ons met vrymoedigheid na die Here Jesus, na God se genade troon gaan, want die Here Jesus is daar om ons saak te dra. En dan kom die laaste deel van die sinnetjie, en hierdie laaste deel van die sinnetjie sê dat God se genade in nood altyd betyds is. Dit is nie presies wat in Grieks daar staan nie, maar dit is nietemin wat die Griekse teks bedoel. God help altyd op die regte tyd. En nee, dit beteken nie dat hy probleme keer nie, dit beteken nie dat hy al die nood uit ons lewe uitweer nie. God keer selde die probleme uit ons lewe uit. Maar sy genade is altyd betyds, en sy genade is altyd genoeg. Nou, hier wil ek graag 'n paar kantaantekeninge maak. 'n Gelowiges probeer mekaar dikwels troos met die woorde om te sê, God sal jou nooit bo jou vermoë beproef nie. Nou, ek weet hulle bedoel dit baie goed, ek weet dit kom uit die diepte van hulle harte en die gedagte is om te troos, maar ek het vir twee redes 'n groot probleem met hierdie stelling. As jy vir iemand wat in diep nood is sê, God sal jou nooit bokant jou vermoë beproef nie, dan sê jy nommer 1 vir die persoon, kom by, jy het die nodige krag om te kan doen wat gedoen moet word om hierdie saak te kan hanteer, jy is nie veronderstel om platgeslaan te wees nie. En dikwels wanneer groot nood op 'n persoon se lewe druk en die gelowige seer het, dan voel dit nie asof jy die krag het om dit te kan hanteer nie. Ek dink dit is dikwels gevoelloos en onsimpatiek om te sê, God sal jou nie bokant jou vermoë beproef nie. En die tweede rede hoekom ek 'n probleem met hierdie stelling het, is omdat dit eenvoudig nie waar is nie.
Dit staan nie in die Bybel nie. Nêrens in die Bybel sal jy lees dat God niemand bokant hulle vermoë beproef nie. Daar staan wel in die Bybel, en dit is dikwels die teksgedeelte wat aangehaal word daar in 1 Korintiërs 10 vers 13, dat God ons nie bokant ons vermoë sal versoek nie. Maar versoek en beproef is twee heeltemal verskillende dinge. Die vers leer ons dat God nie sal toelaat dat die versoeking om sonde te doen sterker sal wees as ons vermoë om daarteen te beklei nie. Maar versoeking om sonde te doen en beproewing om seer te hê, is nie dieselfde ding nie. En daarom, as ons dan nou eerlik na die res van die Bybel gaan kyk, want ons mekaar sê dat God beproef mense dikwels ver bokant hulle vermoëns. Dikwels gebeur dit dat daar dinge oor jou pad kom wat jy werklik nie kan hanteer nie. En dit is die realiteit. God keer nie die beproewings of hy sif nie die beproewings op so 'n manier dat jy dit kan hanteer nie. Dikwels is dit juist so dat dit ver bokant jou vermoëns, maar die genade is, en dit is groot genade, dat daar hulp in daardie beproewings is. Psalm 46 vers 2 sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte, as hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Nou, liewe broer, liewe suster, jy weet baie beter as ek wat tans in jou lewe aan die gang is. Jy weet baie beter as ek wat met jou gesondheid of met jou bankrekening of met jou verhoudings of wat ook al aan die gang is, wat swaar op jou hart druk. En jy weet dat daardie uitdagings wat voor jou pad gebring is, dat jy nie noodwendig die krag het daarvoor nie, dat jy nie noodwendig voorbereid was daarvoor, dat dit onverwags op jou neergekom het. Jy weet hoekom hierdie ding die vermoë het om jou te kan lam lê. En die punt is, beproewings is 'n realiteit. Jy weet daarvan. En jy weet dat jy dit nie op jou eie kan hanteer nie. So, hoe hanteer jy dit wanneer dit oor jou pad kom? Wat staan jou te doen wanneer so 'n groot beproewing jou kom lam lê en jy nie weet hoe die pad vorentoe lyk nie? Nou Hebreërs 4 kom sê, jy hanteer dit deur te bid. Gebed is die antwoord. Wanneer jy kragteloos is en jy hierdie belydenis waarvan Hebreërs 4 gepraat het, vashou, dan sal hierdie belydenis jou daartoe dwing, jou daartoe dring om te bid, om God aan te roep, want God is juist die een wat nie kragteloos is nie. Hy is die een aan wie jy kan vashou. Hy is die een tot wie jy kan roep en wat 'n verskil kan maak. En dit is dan nou op hierdie manier hoe ons as ware by God se genade kragprop ingeprop word. Stel jouself 'n ketel voor en hierdie ketel het krag nodig om te kan kook. En daarvoor is 'n kragpunt nodig en daarom moet hierdie kragprop by hierdie kragpunt ingedruk word en die kragpunt moet aangeskakel word. Maar as jy mooi gaan kyk, dan sê jy sien dat Paulus nog 'n bietjie dieper gaan krap, nog bietjie dieper praat. As jy gaan kyk, sê jy sien dat hy proaktief praat en nie reaktief nie. In ander woorde, Paulus kom sê nie, wag tot jy 'n probleem het en dan moet jy bid nie. Hy kom sê as ware, bid voor die tyd reeds vir die probleme wat gaan kom. Probleme is 'n realiteit. Dit gaan kom. Jy gaan daarmee jy gaan dit moet hanteer. Jy gaan daardeur moet werk. Probleme is op pad en daarom bid vooraf dat jy ingeprop sal wees in hierdie genade kragpunt, sodat wanneer die probleem kom, jy gereed is daarvoor. Sodat jy kan doen wat gedoen moet word, dat jy die krag kan kry wat jy nodig het, dat jy die genade en die barmhartigheid kan kry wat nodig is. Nou, daar is 'n baie goeie rede daarvoor. Jy kan maar vir jouself dink, dis eintlik al voor die hand liggend. Wanneer jy in 'n noodsituasie is, of wanneer jy in 'n situasie is waar jy beproef word ver bo kan jou vermoë, dan is jy besig en in daardie situasie kan jy elke nou en dan 'n skietgebed opstuur. Maar die tyd is selde daar dat jy regtig kan stil raak voor die Here en met hom kan praat. Die tyd is regtig in die middel van die storm baie selde daar dat jy kan rustig raak en kan die Here kan aanroep. En daarom, as jy dan eers as ware jou ketel by die kragpunt gaan probeer insit, dan is dit eintlik al te laat.
Jou ketel moes teen daardie tyd al lankal ingeprop gewees het. Die kragpunt moes al lankal aangeskakel gewees het. Jy moes lankal gereed gewees het om as ware te kan kook wanneer dit nodig is. En daarom kom sê Paulus, moenie wag tot wanneer die probleem daar is nie. Wees proaktief. Bid nou reeds vir môre se genade. Bid nou reeds dat wanneer môre se probleme en môre se beproewinge kom, jy ingeprop sal wees in God se genade kragpunt en dat jy dan reeds gereed gaan wees om môre se genade te kry. Moenie wag tot môre nie, bid reeds vandag vir môre. En dit bring ons dan nou by die laaste punt wat Paulus kom maak. Hierdie genade wat God gee, gaan altyd betyds daar wees. Jy sal nooit vind dat God se genade te laat opdag en dat jy dit vroeër nodig gehad het nie. Jy sal nooit vind dat God se genade te vroeg opdag en jy dit opgebruik voordat jy dit nodig het nie. Wanneer jy dit nodig het, sal dit daar wees. Dis 'n gegewe. En meer nog, hierdie genade, soos wat dit altyd betyds gaan wees, gaan altyd genoeg wees. En dit word in die res van die Bybel bevestig. Ons kan maar net na die Psalms toe blaai om keer op keer op keer te hoor dat hierdie genade presies dit is wat ons nodig het. En dan kom ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde. Wanneer jy byvoorbeeld hulp nodig het, kom lees ons in Psalm 30 vers 11. Hoor Here en wees my genadig, Here wees vir my 'n helper. Wanneer jy swak is, dan kom lees ons in Psalm 86 vers 16. Wend U tot my en wees my genadig, gee U sterkte aan U knegg en verlos U seun van die diensmaagd. Of wanneer ons siek is, dan kom lees ons in Psalm 6 vers 3. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is verswak, maak my gesond, Here, want my gebeente is verskrik. Of wanneer ons beleef dat ons haters het of aanvegters het, vyande het, dan kom lees ons in Psalm 9 vers 14. Here, aanskou my ellende vanweë my haters, U wat my verhef uit die poorte van die dood. Of wanneer ons eensaam is, dan kom lees ons daar in Psalm 25 vers 16. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. Wanneer ons rou, kom lees ons in Psalm 31 vers 10, dat die Here ons daar ook om troos met die woorde, Here, ek is benoud, van die verdriet het my oog mat geword, my liggaam en my siel moeg, wees my genadig. Wanneer ek gesondig het, lees ons in Psalm 41 vers 15, O Here, wees my genadig, genees my, want ek het teen U gesondig. En wanneer ons die behoefte het, dat God se naam oral geken en gedien moet word, dan kom lees ons in Psalm 67 vers 2 en 3 die volgende. Daar staan, mag God ons genadig wees en ons seën, mag hy sy aangesig by ons laat skyn, sodat die mense op aarde U weg kan ken, onder al die nasies U heil. Liewe broer, liewe suster, in hierdie tyd is gebed, juis die koord wat ons aan God se genade verbind. God se genade is altyd betyds daar en genoeg, en dit is hoe dit gebeur. God leer ons dat ons proaktief juis moet bid vir daardie genade, vir môre se genade. En die groot vraag vandag is dus, is jy ingeprop? Is jy gereed om hierdie genade te ontvang? Amen. Kom ons bid saam. O Here God en Hemelvader, Here, baie dankie dat U genade altyd betyds is, dat U genade altyd genoeg is. Here, baie dankie dat ons kan weet, dat ons by U kan kom vra vir genade met vrymoedigheid, want U seun staan voor die troon reg en gereed om ons te ontvang. U seun staan voor die troon en hy is die hoëpriester, die een wat tussen ons en U staan en homself geoffer het, sodat ons hierdie gebede kan bid. En hy is die hoëpriester, want hy kan hierdie werk die beste doen. Here, ons kan maar net vra en pleit, gee dat ons aan hierdie belydenis sal vashou, en dat ons sal dryf om te bid, om tot U te gaan. Here, gee dat ons waarlik die sal wees wat soek en vra en klop, want juis vir hulle sal daar oopgemaak word, sal daar gegee word. Die wat soek sal vind.
O Vader, wees ons asseblief genadig. Wees ons asseblief naby. Wees met elkeen wat in hierdie tyd beproef word, en gee dat u naam werklik geken sal word. Dat elkeen u naam sal ken, soos op Psalm 67 ons leer. Ek bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus wat lewe. Amen. Nou vanmôre het ons gehoor wat Hebreërs 4 vers 14 tot 16 sê, en ek wil nou verder gaan en die vraag vra, hoe moet ons voor God lewe wanneer ons hierdie belydenis waarvan ons nou gepraat het, hoor en daaraan vashou? Nou Micha 6 vers 6 tot 8 antwoord hierdie vraag vir ons. Ek lees dit vir ons. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaarhout kalwers? Sal die Here 'n welbehae in duisende ramme en 10.000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is, en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. En die groot vraag hierso is, hoe lewe jy voor God? En die antwoord is, doen wat reg is, betrag liefde en wees ootmoedig, wees klein voor God. Nou ek weet, ek en jy maak dikwels die fout dat ons eerder selfvertroue het as godsvertroue. Dat ons eerder op ons eie insigte vertrou, eerder ons eie planne beraam, as wat ons klein raak voor God, en God om hulp gaan vra, en dis dikwels eers wanneer ons met probleme te doen het, wanneer ons platgeslaan is, wanneer ons op ons knie is, dat ons met die Here gaan praat oor die saak. Kom ons gaan bely dus ook hierdie fout, hierdie feit dat ons nie ootmoedig is nie, maar kom ons hoor ook die wonderlike woorde wat ons in Spreuke 28 vers 13 raakloop. Hy wat sy oortredinge bely en dit laat staan, sal barmhartigheid vind, maar hy wat dit bedek, sal onder die straf van God bly. En daarom, liewe broer, liewe suster, moenie hierdie geleentheid laat verbygaan nie. Hou vas aan God se genade. Dis al waar jy dit gaan kry. Nou dat God vir ons kom wys het hoe ons voor hom moet lewe, en ons sonde vir ons uitgelig is, maar daar ook vir ons gesê is dat daar genade is, kom ons gryp hierdie belydenis aan. Ons maak dit ons eie. Ek lees nou vir ons die apostoliese geloofsbelijdenis, en ek vra dat jy werklik hierdie woorde aan jou hart sal vasbind. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Nou kom ons antwoord op al hierdie dinge en ons sing die Onse Vader en ons vra juis die Here dat hy ons sondes moet vergewe, maar ook dat hy sal voorsien daar waar ons nodig het, en dat sy genade altyd oorvloedig daar sal wees. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam, laat u reik kom, u wil geskied, soos in die hemel, soek op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat in ons zondig. Laat kom ons nie in die
daarmee kom ons ontvang dan nou die seën van die Here en ons gaan hierdie week met sy vrede tegemoet. Ek lees vir ons die seënbede daar in Numeri 6 vanaf vers 24. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen. Geseënde Sondag vir u verder.